Okay, laaste gedeelte, net nog so 'n paar funksiespele wys. Hierso, ek dink amper ons het hierdie aktiwiteit in die klas gedoen, maar hierso het ons die koorleerders en wat se vokale groep hulle is. Ek dink is alt en sopraan en ja, wat ook al, nooit koor gedoen nie. En dan het ons hierso hulle hemdebestellings. So hier is ons mense wat gesê het ja en nee, daar is ons verskillende groottes, en dan is hier so die bedrag wat hulle betaal het. Simpel vraagie, kom ons sê hulle wil weet, kom ons sê ek rig die koor af, en die skool wil by my weet, hoeveel geld het ons al ingesamel vir die hemde, ongeag of almal na die volle bedrag betaal het, wat het jy tans in jou besit? Dan gaan ek letterlik die som van al hierdie gaan uitwerk. En dis baie maklik. Jy gaan nie 'n formule gebruik vir hierdie nie. Jy gaan nie sê, is gelyk aan daai ene, en dan tik jy plus daai ene. Dit gaan forever vat. So jy kry 'n funksie wat ons noem sum, en hy tel alles bymekaar wat jy selekteer. So hy gaan tik outomaties basies alles vir jou in, en hy gaan tel dit bymekaar. So ek sê sum, en hy gaan die hele range selekteer. Ongeag of daar leessalletjies is. Ek gaan selekteer alles, en daar kry ek my totaal, ek het 3.305 rand alreeds gekry vir die koorleerders. So dis so maklik soos dit. Volgende enetjie, as hulle vir jou vra, watter graad kom die meeste voor, of wat is die, of nee, hulle vra vir jou, watse graad is die excitedste, ek weet nie of dit 'n woord is nie, sorry julle, watse graad is die mees opgewondste vir die koor? Dan gaan ek die funksie mode gebruik. Nou, Shona, onthou jy, ek het vir jou, want jy het al vir my gevra, wat beteken mode? In wiskunde het julle dit geleer, modus, mediaan, gemiddeld, maar ja, niemand luister ooit in wiskunde nie. So, toe het ek vir julle geleer, mode, of die mode. Dink aan klere. Wat is altyd in die mode? Kom ons sê byvoorbeeld Birkenstocks is nou in die mode. En jy sal sien, okay, daar seker uit die 80 kinders in die skool, is daar 50 kinders wat Birkenstocks dra. Dis in die mode, dis wat die meeste voorkom. So ek van nou gaan weet, okay, wie is die mees opgehype, die meeste opgehype oor hierdie koor. So dan gaan ek die funksie mode gebruik. Okay, julle sal sien, daar's 3 verskillendes. Onthou, ons is net plain, basic, gewone mode. En jy selekteer jou grade, en jy sê enter. Daar sien ons, almal weet, okay, die matrieks is actually die graad wat die meeste voorkom hierso. Okay, so dit is mode. Dan gaan ek sommer 'n random enetjie hierso doen. Kom ons kyk gou-gou, ek gaan net gou hierso 'n kolommetjie insit, om te gaan tel hoeveel kinders is daar. Okay, so daar is 36 kinders. Een van hierdie kinders sing so mooi, of hulle almal sing so mooi, ek wil vir een van hulle beloon, en hulle Desember so met my mosselbaai te vat. Maar ek kan nie kies nie, dis unfair, ek wil nie net pick and choose nie, so ek wil dit randomly kies. Dan gebruik ek die funksie rand between. Onthou julle, ons het lotto gespeel in die klas met hierdie, Excel lotto, nou ja, rand between. Tik my funksie in, en dan vra hy vir 'n bottom en 'n top waarde. Nou die bottom waarde is jou heel laagste waarde in jou datareeks, en jou heel hoogste waarde. So my laagste waarde, my bottom is 1, en my hoogste waarde, of my top waarde is 36. En nou die random nommer wat hy vir my hierso gaan uitspoeg, is dan nou die 1 van Desember. So kom ons sê, okay, dis nommer 10, so dit is Tara Jaffret, okay. Pragtig, mooi, wel gedaan, sy gaan so met my C toe. Alright,